baie welkom. Daar was lank terug 'n waterdraer. Man wie se werk is om water te dra. In die tyd voordat ons lopende water gehad het, hy het 2 emmers gehad. Een was baie nuut, baie mooi, so 20 liter gehou. Die ander een was oud, gekraak, merke op. En dan dra hy elke dag water. En wanneer hy die water afgelaai het, dan is die nuwe emmer baie trots op homself. En dan sê hy vir die ou emmer, kyk, ek het 20 liter water gebring. Wat het jy gebring? En dan voel die ou emmer baie skaam, want hy het net tussen 10 en 15 liter oorgehad. Die res van die water het hy langs die pad uitgelek. Eendag kan die ou emmer dit nie meer vat nie, en hy praat met die waterdraer en hy sê, kyk hoe lyk ek. Ek lek, ek is nie mooi nie. Ek kan nie doen wat die nuwe emmer kan doen nie. En die waterdraer kyk vir hom en hy sê, ek weet daarvan. Die volgende dag, toe hulle na die put toe stap, sê die waterdraer vir die gebreekte, gekraakte emmer, hy sê, ek weet jy lek, en daarom het ek saad langs die pad geplant. Kyk hoe mooi lyk die blomme, kyk hoe mooi lyk die saad, kyk hoe wonderlik is dit, die voëls eet hiervan. Sien, ons as mense is baie vinnig om onsself te vergelyk met die wat mooier is, die wat ryker is, die wat slimmer is, die wat beter as ons is. En dan kyk ons na onsself en sê, ek is ontevrede. Kyk, ek het nie alles nie, ek het nie die regte goede gekry nie. My ouma het altyd gesê, ondankbaarheid lê in jou hart. Maar dankbaarheid is eintlik om te sê, dankie vir wie ek is, dankie vir my gesindheid, dankie vir my, dankbaarheid is 'n ingesteldheid. Dankbaarheid is 'n manier van lewe, want niemand is perfek nie. Almal het krake. Ons probleem is, ons kyk na die 5 liter water wat ons verloor. Ons kyk na die foute, ons kyk na dit wat nie reg is nie. En dan kyk ons en sê ons, ek het net dit oor, maar ons besef nie, dat krake is belangrik, en almal het dit nie, en God gebruik ons met ons krake. Daar is so 'n liedjie, wat Leonard Cohen geskryf het en gesing het, wat sy naam is Anthem. En dan sê hy hierdie woorde in Engels, everything has a crack in it. That's how the light gets in. In Afrikaans sou ons iets sê soos, alles en almal in die lewe het 'n kraak in, maar dis hoe die lig inkom. Ons kan God se karakter uitdra, te midde van ons tekorte. Jy hoef nie perfek te wees om sy liefde uit te dra nie. Jy hoef nie ryk te wees en mooi te wees om sy genade aan die mensdom om jou te gee nie. Jy kan God se gereedskap wees, al is jy nie perfek nie. Al het jy krake, al is daar foute in jou, al is daar goed wat jy nie van hou nie, kan jy nog steeds iets vir hierdie wêreld gee. Sien, dikwels, dan kyk ons na die mense wat ryk is, wat lyk asof hulle die duurste karre ry en die mooiste huis, en ons sê, hulle kan 'n verskil maak. Feit van die saak is, jy kan 'n verskil maak. Kom ons lees saam 'n mooi teks uit die Bybel uit, wat dit so lekker saamvat. Kolossense 3 vers 15. Ek lees uit die boodskapvertaling. Laat ek dit saamvat. Jesus moet uit julle hele lewe straal. Of julle praat, en of julle iets anders doen, Jesus moet daarin gesien kan word. Julle lewe moet een groot dankie vir God wees. Dit is wat die Bybel ons leer. Hy sê, jy moet nie kyk waarvoor is jy ondankbaar nie. Jy moet eerder kyk waarvoor is jy dankbaar. Jy moet nie kyk wat het jy nie, jy moet kyk wat het jy. Jy moet nie kyk wat kan jy nie doen nie, jy moet kyk wat kan jy doen. En vandag wil ek jou nooi, saam met my 'n belangrike gebed te bid. 'n Gebed waar jy nie met God praat en sê, Here, ek het krake, maak my krake reg nie. Ek het foute, maak my foute reg nie. Maar 'n gebed wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. Hier is ek, wat kan ek vir u doen? Sien,
In ons gebed vandag wil ek jou vra om net vir hierdie week weg te beweeg van Here help my, Here fix my, Here doen iets vir my, maak my beter, maak my wonderliker, maak my ryker, maak my mooier. Na, wat kan ek doen? Miskien kan jy met jou krake 'n instrument in God se hande wees. Miskien wil hy juis jou menslikheid, jou krake gebruik om die wêreld te raak. Miskien is dit deur jou krake waar jy die liefde van die Here kan wys. Miskien is dit deur jou gebrokenheid, jou menslikheid, wat jy die genade van die Here kan wys. Soos wat sy genade in jou inkom, so kan dit weer uitkom deur jou menslikheid. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef ons is nie perfek nie, en ons besef dat net soos die gekraakte emmer het ons ook maar baie foute. Maar vandag wil ons lewe in U hand sit en sê gebruik ons. Laat U genade en U liefde aan hierdie wêreld kom deur ons in Jesus naam. Amen.